Goeienaand julle. Baie welkom by ons tweede aand van Pinkster. Net dat julle weet, daar word opnames gemaak en dit sal mettertyd op YouTube kom. So as julle dit dan vir iemand wil aanstuur, is julle baie welkom. Dit sal nice wees as julle dit doen. Die tweede ding wat ek vanaand moet sê, die van julle wat op die gemeente se WhatsApp verspreidingslys is, het vroeër vandag 'n boodskap gekry oor rampehulp. So ek wil dit net herhaal. As jy 'n bydrae wil maak vir die rampfonds van die Wes-Kaap, dan kan jy dit na ons toe maak, dan maak die gemeente eenmalig 'n oorbetaling na die rampfonds in die Wes-Kaap. So dit gaan natuurlik nou oor die onlangse wind en reën en storms. So ons het 'n op die grond assessering amper gedoen en gevra waartoe moet die hulp gaan wat ons kan gee, en ons weet dit gaan nou na die regte plek toe. So as julle daarmee wil help, is julle baie welkom en dit sal baie waardeer word. Ons gaan probeer om dit maandag te doen. So daar's net 'n paar dae tyd tot en met maandag. Die van julle wat dalk nie gisteraand hier was nie, baie welkom. Iver Swarts is jeugleraar, vol predikant binne die NG Kerk in Oosterlig gemeente in Pretoria. Die van julle wat Pretoria ken, daar by Constantia Park, Garsfontein, daai area. En ek was stom gisteraand, want ons het na die tyd bietjie gekuier. Dis nou nie waaroor ek stom was nie, maar kan julle nou dink, Oosterlig gemeente, en dit is fantasties, het tussen 7 en 8.000 lidmate, hulle is 6 predikante. So Iver, ons weet jy's daar ook geplaas saam met jou kollegas met 'n spesifieke doel en plan, en wees asseblief verseker dat ons vir jou gaan bid, aanhou bid. Jy's 'n broer en 'n vriend in die Here, en ons gaan julle doen ongelooflike werk. As julle belangstel in van die ander goed wat hulle ook doen, ek wil nou amper sê, ek hoop nou nie die opname het al begin nie. Daar lê my eie foon. Onthou tog om julle fone af te sit, hoor. So Oosterlig is nogal goed daarmee om ook 'n bietjie waagmoed te hê en te werk op daai interseksie tussen geloof en wêreld en geloof en politiek ensovoorts. Wat fascinating is, en hulle deel van dit wat hulle doen is ook om gesprekke oor moeilike onderwerpe ook aan te bied. So dit bewonder ons ook. So sterkte en seën daarmee ook. Iver, ons sien uit na vanaand, sien uit om te hoor wat die Here deur jou vir ons sê. Gisteraand was wonderlik en ons sien uit na vanaand. Ek gaan vir ons bid so aan die begin. Kom sit eers julle, kom sit. Here Jesus, ons wil nie net een keer 'n jaar 'n lekker sterk inspuiting kry wat ons net vir 'n week of 3 motiveer en inspireer nie. Ons weet ons het dit ook nodig. En dis hoekom dit vir ons vanaand so goed is om hier te wees, om juis 'n inspuiting te kry. Maar ons wil nou al vra dat dit wat ons hier leer, dit wat Iver deel, dit wat ons dalk op 'n ander manier sien uit u woord uit, ons wil nou al vra, mag dit deel wees van ons hele lewe. Ons wil nie gulsig wees en sê ons wil soveel krag kry dat dit vir ons vir 30 of 40 jaar gaan hou nie, maar eintlik is daar deel van ons wat tog so begeerte het. Maar dankie dat u ons ook vir mekaar gee hier in 'n geloofsgemeenskap in Johannesburg. Sodat ons juis hier saam ook kan aanhou groei en aanhou leer. Dankie vir Iver. Dankie vir sy getrouheid en sy dapperheid en vir die ongelooflike werk wat hy in sy lewe gedoen het en steeds doen en nog gaan doen. Dankie ook vir die werk wat hy in elkeen van ons se lewe gedoen het en nou doen en in die toekoms gaan doen.
Ons bring onsself onvoorwaardelik na U toe en ons is hier in U naam. Amen. Ons gaan 'n lied sing. Kom ons staan bietjie vanaand, so vir die eerste lied en dan gaan Iver weer die slotgebed doen en die laaste lied aankondig. Kom ons staan en sing ons lekker saam. Goeienaand vriende. Ons het die microfoons 'n bietjie weggeskuif want hulle sê ek raak te begeesterd die boek. Dankie dat ek weer hier by julle kan wees. Ek klink ek was nie te bad nie, dis ek weer teruggenooi is of hulle kon net jou plaasvervanger kry. Kort kennisgewing nie. Ek gaan vanaand julle weer deur Habakuk se storie vat en dan vanuit my eie getuienis net die gedagte dat doodgewone mense, dat God nog altyd doodgewone mense gebruik het, reg deur die geskiedenis. Dit is hoe die storie van Pinkster ontstaan. Ek en Rudy het nou gepraat oor hoe hulle in die verlede Pinkster van Hemelvaart afgehou het. 10 dae elke aand. Deesdae is 3 aande is genoeg, maar ons ook net 3 aande max. Maar die storie van Pinkster in die Bybel in Handelinge 2 is die van 'n groepie mense wat nie eintlik goed genoeg was om die storie te kon vorentoe vat nie. Dis as jy na die sosioloog en geskiedkundige Rodney Stark uit 'n boek geskryf, The Rise of Christianity, waar hy gaan kyk het hoekom het die klein sekte waar hulle eers genoem was Followers of the Way, mense van die pad was hulle genoem, maar hulle het 'n term gehad
Vir wat noem ons die klomp mense wat vasglo dat die Jesus van Nasaret is die Messias wat God gestuur het, hy het aan 'n kruis gesterf, hy het opgestaan, hy het opgevaar, en nou verkondig hulle daai boodskap met alles in hulle, en hulle is bereid om te sterf. So hy het gaan kyk, hoekom het die eerste 500 jaar na Christus, hoekom het Christendom so eksponensieel gegroei? En een van die kenmerke wat hy noem is juist dit, is omdat mense het besef, daar's geen manier dat daai 12 disippels en daai 120 mense wat op die bofortrek was, daar was geen manier dat hulle die intellektuele kapasiteit gehad het om so 'n groot leuen mee te kon opkom en te kon hulle lewens gee vir dit nie. Hulle het in 'n tyd van 'n eer en skaamte samelewing gebly, so hulle was aan die onderkant van die voedselketting. So mense het hulle nie geglo nie, en steeds het hulle vasgehou dat die Jesus wat gekruisig was, is die Messias wat God gestuur het. En dan vertel Rodney Stark oor belewennisse van hoekom die vroeë kerk so vinnig gegroei het. Onder andere in die Romeinse Ryk het hulle vrouens en dogtertjies glad nie geag nie. 'n Romeinse soldaat of 'n Romeinse burger het die volste reg gehad. Daar's briewe geskryf. Hy het die volste reg gehad as hy op weg is met oorlog en hy hoor van sy vrou wat swanger geraak het en 'n kind het en die kind is gebore en dit is 'n dogtertjie, dan kan hy vir haar sê, asseblief, discard haar, sit haar buitekant. En dan het die Christene gekom. Die mees onwaarskynlikste mense, die mense wat gehaat was in hy samelewing, dan het hulle gekom en hulle het rondgegaan deur buurte geloop en gesoek, waar is daai dogtertjies? En hulle het hulle ingeneem en hulle groot gemaak as hulle eie. So profetiese waagmoed was tog altyd deel van God se mense se storie. Dit sal nooit stop om deel van God se mense se storie te word nie. Kom ons gaan na Habakuk toe. Habakuk het gesê gisterand het geskryf in die tyd van twee groot profete, Esegiel. Almal maak 'n groot ding van Esegiel en almal quote die vallei van die droë bene, onthou daai Valley of the Dry Bones, die droë bene wat moet lewe. So almal hang Esegiel aan en almal hang vir Jesaja aan, want Jesaja was nog 'n groter profeet. En hier is die klein profeet wat 56 versies geskryf het, eintlik as 'n klaaglied van God na God toe van die mense af. En Habakuk die koning wat daai tyd geregeer het was Jojakim. Jojakim se pa was, ek gaan nou vir julle sommer nou 'n Bybellesie, nie dat julle dit nodig het nie, maar sommer net so vir interessant. Jojakim se pa was Josia. Josia was die jongste koning gewees. Hy was koning op 8 jaar oud. Verbeel jou 8-jarige klein seun word nou president van die land. Kan nog nie sy eie neus afvee nie, maar dan gaan sê vir die mense wat hulle moet doen. Maar die Bybel is baie duidelik in Konings dat dit sê van Josia, voor hom en na hom het Israel nog nooit so 'n koning gehad nie. Dink aan Dawid, dink aan al die groot konings. Die Bybel sê voor Josia en na Josia was daar nog nooit 'n leier soos hy nie. Van die onwaarskynlikste plekke kom van die mooiste stories. 'n Onwaarskynlike plek is een van waar ek groot geword het, Grabouw. Ek dink daar's 'n foto van hom. Ek amper kyk ek agter my, gewoonlik is die skerm sien ek met links en regs. Daar's Grabouw. Weet ek julle aan Grabouw was jy al wat daar groei is appels, moenie worry nie. Die mense wil eens groei nie. Appels en boerewors baie belangrik. Baie onwaarskynlike plek. Heel waarskynlik sê hulle van Grabouw ook wat hulle van Nasaret gesê het, kan enige iets goed uit Nasaret uitkom. En wat was die antwoord wat Filippus van Nathanael gee? Kom kyk self. Dit is maklik om aannames te maak aangaande 'n gesin, 'n mens, 'n groep, maar tot jy nie jou lyf geskuif het en beleef het wat daai mense beleef nie, tot jy nie self kom kyk het nie, gaan dit net jou opinie wees. Ek het groot geword in wat hulle noem die gaatjie, vir baie obvious redes as jy daarin gaan kom jy nie weer uit nie. Ek het groot geword in die gaatjie en daar was 3 kenmerke van die gaatjie
wat daai tyd baie belangrik was geweldige hopeloosheid. Geweldige vaderloosheid. Baie afwesige paas en daar was baie brandsiek honde. Ek weet nie of julle ook van daai honde in Joburg se strate het nie. Almal het 'n ander naam vir die hond man. Hy's Rambo, Jackie Chan, altyd 'n fighter se naam. Dat was so erg op 'n stadium en dis regtig 'n grap. Ek wil dit op YouTube ook sê, dit is 'n grap. Daar was meer honde as wat 'n paas was. As jou pa geroep het, dan het jou hond oorblaf, maar dit is nie waar nie. Dit is net 'n grap. Dis net 'n grap. Onwaarskynlike plek. En wanneer ek en jy onwaarskynlike plekke en onwaarskynlike mense en onwaarskynlike stories uit die verhaal uithaal, het ons baie min oor van die Bybel. Ek gaan baie min oorbly van die Bybel as ek en jy elke mens wat op die onderkant van die voedselketting is vir wie Jesus opgelig het. Dis hoekom dit bekend staan as die upside down kingdom, want die mense wat ons gedink het is toe nie in nie. En die mense wat deur die samelewing uit was, is juis vir hulle. As Jesus in Matteus 9 kom en hy sien vir Matteus by sy tollenaars hokkie. En hy roep vir Matteus en hy sê vir Matteus, volg my, en Matteus staan op en hy volg hom, hy los alles, hy gaan agter Jesus aan, en dieselfde aand het Jesus ete by Matteus, en die Bybel sê, die Engelse vertaling sê dit eintlik, that there were many other tax collectors and prostitutes. New Living Translation. En dan kom die Fariseërs, die mense wat dink hulle is in. Dis die gevaar altyd van ons samelewing, die oomblik wat jy dink jy is in, is jy eintlik uit. Want die koninkryk werk nog altyd met mense wat sê, ek dink nie ek het maar dit vat die Here. Ek dink nie ek is goed genoeg nie, Here. Ek dink nie ek is slim genoeg, ek is wys genoeg, ek is braaf genoeg nie. En wanneer jy juis dit sê, ek dink nie ek is genoeg nie, is juis wanneer God sê, jy's my ou. Jy's my persoon. En dan kom die Fariseërs en dan vra hulle vir die disippels die volgende vraag. Hulle vra vir die disippels, why does your teacher eat with such scum? Hoekom eet julle leermeester met sulke mense? En dan hoor Jesus hulle en dan sê hy, dis nie die gesondes wat 'n dokter nodig het nie. Dis die siekes. Dis die mense wat weet hoe ver hulle eintlik van God af is. Ek het gekom vir hulle. Ek het gekom vir die gatjie se mense. Ek het in 'n huis groot geraak, 'n volgende foto daar, ek het in 'n huis groot geraak wat ek noem die blou huis van die hel. Want my boetie was een van die slegste mense wat ek geken het in my lewe, my ouer boetie. Ek het twee boeties, jonger boetie is Pieter, ouer boetie is Dion Ronald Swart. En Dion Ronald het geglo dat die toren van God vir hom gegee is om net op een plek uit te deel. En hy het sy werk baie ernstig opgevat. En daai huis elke liewe dag. Hy sal partytjies in die middel van die nag huis toe kom. En dan is hy kwaad en hy is gerook en hy is dronk, wat hy 3 of 4 kartuiers en hy stiek dit aan die brand en hy gooi dit in die kamers van die huis en hy probeer die huis afbrand. En steeds het Marletti geglo, al sou die vyeboom nie bot nie, al sou die huis afbrand, nogtans sal ek glo dat God bestaan en dat God goed is. Jy moet dit vat van iemand wat al deur die hel is, wat sê, ek het dit alles gesien, en God bly steeds goed. Jy hoef nie deur dit self te gaan om te besef, jy kan dit hoor. Partykeer het Dion huis toe gekom, dan klim op die huis se dak met 'n byl, ek kap uit die grootste gate in die huis se dak, ek het partykeer gedink soek hy aircon of, dalk wil hy na die sterre kyk in die nag. Maar jy sien, as jy nie 'n godsbeseffing het nie, as jy nie weet hoe verlore jy is, of hoe nodig jy God het, of hoe afhanklik jy van hom af moet leef nie, dan gaan jy eie wys raak. Soos die Galdeërs in Habakuk se storie, soos die storie van elke liewe koning in Israel se verhaal, toe hulle van die begin af vir God sê, ons wil kyk na die ander nasies, kyk hoe cool is hulle het konings wat hulle lei, ons soek ook 'n mensekoning. Dis sê God vir hulle, okay, nou gaan ek vir julle gee wat julle wil hê. Dis eintlik die definisie van die hel. Baie mense maak die hel 'n plek,
Nee, wat die eendag gaan en dat onthou julle daai Breëweg, Smalweg, weet nog ek het nog so 'n poster van daai, net om tieners en nou en dan bang te maak. Nee, daai Breëweg en Smalweg en dan luister al die goedjies van die Breëweg, al die goedjies van die Smalweg. En die definisie van die hel is eintlik in Paulus se woorde is dat God jou oorgee aan jouself. Doen jy nou presies net wat jou hart begeer? Doen jy alles wat jou hart van jou vra om te doen? Dit is eintlik die definisie van die hel, is dat God jou los om te doen wat jy wil, om sonder hom te leef. Dit is die onvergeefbare sonde, as jy baie mense wat praat van die onvergeefbare sonde, is selfdood of so, nonsens. Die onvergeefbare sonde is dat ek en jy tot op ons laaste asemteug sê, ek weier om aan God te glo. Dit is dat jy die Heilige Gees tot op die laaste storie wegstoot. En my boetie het so geleef, elke dag van sy lewe. Hy het nie besef, daar's 'n God, net soos wat God die Galdeërs gestuur het, glo ek. God moes my boetie gestuur het op 'n manier, want ek dink nie ek sou by God uitgekom het as dit nie was vir alles wat ek beleef het in daai huis nie. My jonge boetie was 10 jaar oud, Pieter. Toe steel hy R100 van ons ma. En hulle stuur vir Pieter verbeteringsskool toe Boystown op die Cape Flats. En Pieter kom terug, hy het tattoos aan die binnekant van sy enkel en aan die buitekant van sy bobeen. 10 jaar oud. Tot vandag toe weet Pieter nie wat hy tattoos was nie. En eendag toe kom Dion huis toe en hy sien hy tattoos. En hy begin ons rond te klap en hy begin goed te breek. En die volgende oomblik vat hy 'n Shoprite plastiek sakkie. Hy stiek dit aan die brand. En hy druk vir Pieter teen die vloer neer. En hy laat die brandende plastiek op Pieter se tattoos drup. En die Here God hoor my vanaand, steeds het Maletti geglo. God bly goed. God bly goed. Net omdat mense kies om evil te doen, met die vrye wil wat God hulle gegee het. 'n God van liefde kan nie vir mense sê, maar nou het ek beheer, nou kontrol ek jou soos 'n masjien nie. Hy moet vir hulle ook die voorreg gee om hom te kies en die voorreg gee om teen hom te kies. As ons nie die voorreg het om vir hom of teen hom te kies nie, dan is hy nie die God van liefde nie. En Dion het gekies. Daai bekende woord op die volgende slide van Edmund Burke wat sê the only thing necessary for the triumph of evil is for good people to do nothing. Dit is waar profetiese waagmoed inkom. Die enigste ding waar vir Dion se evil wat in ons huis gedoen het was vir goeie mense in die gemeenskap om niks te doen nie. Die enigste manier hoe evil kon voortgegaan het in Habakuk se storie as die Bybel sê in Habakuk 1 sê die Galdeërs vang mense met hoeke, hulle trek hulle vas in nette, hulle maak hulle bymekaar in treknette en hulle juig en jubel oor die vangs. Die Galdeërs bring selfs offers vir hulle nette. Hulle brand wierook vir hulle treknette, want deur die nette leef hulle in weelde en het hulle kos volop. Sal hulle maar derendheid voortgaan om hulle nette uit te skud, om nasies meer doenloos om die lewe te bring. God gee mense en nasies en mense wat nie vir hom kies nie, hy gee hulle oor, gaan doen nou net wat jy wil. Maar eendag sal alle evil sal reggemaak word. Dit is hoekom ek baie gelowiges met wat 'n mens glo, het 'n volwasse geloof. Dit is waar hulle soms heeltemal uit die bus uitval. Hoe lank nog, Here, moet die regverdiges seer kry en swaar kry? Hoe lank nog, Here, moet die wat hulle belasting betaal en die wat nie cheat op hulle taxes en die wat die geleentheid het om te roof en te steel en niemand sal ooit daarvan uitvind nie. Hoe lank moet ek nog die regte ding doen? Dis op die punt wat mense uit die bus uitval. Hoe lank sal mense voortgaan om meedoenloos ander om die lewe te bring? En daai aand toe Dion Pieter se tattoos uitbrand, toe besluit
Ek gaan ook nou ingee tot die evil. Sister Joan Chittister, sy's 'n katholieke non, sy het 'n baie profetiese boek geskryf, The Time is Now. So 4 of 5 jaar terug het sy die boek 2019 dink ek, het sy die boek geskryf. En sy sê vanuit Habakuk se storie, vanuit al die profete se storie, is daar altyd 3 opsies wat die gewone mens kan vat wanneer ons na alles om ons kyk wat sleg is. Een van 3 opsies. Die eerste opsie is om te word soos die mense wat jy haat en te word soos die mense wat verkeerd doen. En jy sien dit baie. As hulle kan skelm wees, gaan ek ook nou skelm wees. As hulle kan doodmaak, gaan ek ook nou doodmaak. As hulle kan, en dis regverdige mense, hoe lank moet ek nog die regte ding doen? As hulle kan skelm wees, gaan ek ook. Dis die eerste opsie. Die tweede opsie sê sy is om jou kop in die sand te druk soos 'n volstruis en te sê, not my monkey, not my circus. Ek gaan nie die Afrikaanse een sê nie, Rudy kan vir julle later not my monkey, not my circus. Ek solank ek veilig is, solank ek beskermd is. En dan sê sy die derde opsie is wat Habakuk gedoen het, en dis wat profetiese waagmoed elke dag in Suid-Afrika van my en jou vra. Om te sê, ek weier om op te gee dat hoop mense kan help, dat hoop nog bestaan. Ek weier selfs in die donkerte, selfs in die mees ongenaakbaarste omstandighede, ek weier om op te gee op hoop. Ek sal aanhou bly glo dat God goed is en dat hy my hier geplaas het vir 'n tyd soos die om iets te bring wat die samelewing kan help. Ek het nie daai opsie gekies, ek was 13 jaar oud toe gaan bly op die straat, ek het vriende geword, volgende foto met 'n ou met die naam van Romeo. Romeo was 'n bendelid wat uit Pretoria uitgetrek het, Grabouw toe. En hy het 'n klomp jong laities gevat wat sonder paas groot geword het, en hy het vir ons in sy huis ingeneem, en hy het vir ons gesê, ek sal vir julle 'n stem gee, ek sal vir julle kos gee, ek sal vir julle klere gee. Ek sal vir julle gee wat baie kerke nie bereid is om vir julle te gee nie. Ek sal vir julle 'n plek gee om te behoort. Ek sal julle beskerm. Ek sal vir julle liefde gee sonder om te vra wat dit gaan kos. Ons het almal geval vir dit. En in ruil vir dit, dus mense gaan roof op die straat, mense se huise ingebreek, mense se karre ingebreek. Want jy sien, ons het geword soos dit wat ons in die gemeenskap gesien het. Ons het nie opsie 2 gesê en ons kop in die sand gedruk, ons het nie opsie 3 gegaan en die Habakuk roete gegaan en gesê, Here, jy sal moet iets doen. Dis mense wat seer het, dis mense wat gebroken is. Ons het die eerste opsie gevat. Ons het mense se nat wasgoed van hulle drade gesteel. Ja, gevoel hoe swaar is 'n nat kombers. Ja, draai weg as ek met 'n nat kombers. Ja, oor 'n muur probeer jump met 'n nat kombers. Kan nie wegkom nie. So enige iets doen, want omdat dit wat in my hart nie uitgesort is nie, wil ek hê ander mense moet voel wat ek voel. Dit is wat hy eerste opsie doen. Ek sal doen aan hulle wat aan my gedoen is. En baie Suid-Afrikaners loop met 'n mooi slogan, ons slaan terug. Ek weet nie of terugslaan 'n profetiese antwoord is nie. Nêrens in die Bybel, as jy kyk na die profete, as jy kyk na Jesaja, as jy kyk na Jesegiel, as jy kyk na Amos, as jy kyk na Habakuk, as jy kyk na die profete wat 'n profetiese boodskap gehad het, nêrens het God vir hulle gesê, gaan sê vir die mense, nou moet hulle terugslaan. Inteendeel, hy het vir hulle 'n ander boodskap gegee. Op 'n stadium is juis uit Habakuk uit, na Habakuk se tyd, is die hele Israel weggevoer Babylonië toe. Die hele Israel weggevoer Babylonië toe, en hulle sit daar by die rivier, en daar kom Bonnie M en begin vir hulle te sing, by the rivers, nee, ek dink, hulle het gevoel het 'n pressie mense, ons moet vir hulle liedjies sing, moet hulle opbeur. Maar dis waar hy liedjie vandaan kom. By the rivers of Babylon, there we sit down, we remember Zion. Ons wou nie gedoen het wat God wil hê ons moet doen nie, en nou sit ons in ballingskap, en nou ons hou ons, dinge was soms, dit was nie te bad geweest, as ons na God toe, ons na God geluister het. Ons het wel swaar gekry, maar ons het ten minste God gehad, en nou sit ons in 'n vreemde land, en ons het niks, en ons weet nie wanneer ons hier gaan uitkom nie.
een Sondagnag toe hang ek en my vriende uit by Sabine op haar volgende foto saam met Romeo en ons is almal kwaad, ons is almal gerook, ons is almal dronk, ons is almal lewe met hy eerste opsie. Alles wat aan ons gedoen is, gaan ons aan ander mense doen. En my ouer boetie kom en hy soek moeilikheid met my en my vriende en ons raak in 'n bekleierery betrokke met hom en sy vriende. En die volgende oomblik dink ek nie met wat my toekoms kan wees nie. Die oomblik wanneer jy nie 'n profetiese verbeelding het oor hoe die toekoms kan lyk nie. Enige mens, vir jou eie lewe, vir jou kinders se lewe, vir jou land, vir jou stad, vir jou kerk, vir jou werk, as jy nie met 'n profetiese verbeelding, noem dit 'n prophetic imagination, en dis nie oor om te vinger in die lug te stik en waag aan die wind waai nie. Profetiese verbeelding is, hoe kan die wêreld lyk waardig volmaakte shalom en harmonie? Hoe kan Joburg lyk wanneer daar vrede is tussen mense? Ek verbeel my, hoe kan my straat lyk wanneer daar vrede is tussen mense? Dit is wat dit is om 'n profetiese verbeelding, en dan doen ek wat nodig is. En ons het glad nie 'n profetiese verbeelding gehad, en ek kyk na my boetie net deur die lens van alles wat hy aan my gedoen het. En ek vat 'n vuurwapen en ek rig dit op my boetie en ek skiet hom koelbloedig dood. Jy sien wat dit die ding 'n afgodsfabriek is. Al wat dit kan doen is seermaak. Geen mens wat van sy hart 'n afgodsfabriek maak vir sy eie begeertes sal ooit kan genees en goeie goed en 'n profetiese verbeelding het nie. Jy kan net afbreek. Jy kan net steel, jy kan net moord, jy kan net seermaak. My boetie het opgestap daar na 'n bakkie se kant en hy het 'n breinleer baadjie aangehad en hy het gesê, julle kan maar julle blank bullets skiet, ons gaan môre weer terugkom vir julle. Was nie blank bullets nie. Hy's dood en ek is op pad tronk toe. Dit is wat reg deur die Bybel gebeur. Iewers sê God vir die mens, doen jy dit nou jou manier? En dan kyk ons waar ons uitkom. Nie spiteful nie, in 'n liefdevolle, sy hart breek, as jy kyk na die verlore seun in Lukas 15 se storie, daai pa het vir hom gesê, ek gaan vir jou wag, ons gaan sien oor 'n maand, jy gaan weer hier terugkom, niks van dit nie. Uit liefde uit het hy pa vir hom gesê, okay my seun, hier is jou deel, gaan doen dit nou jou manier. Ek hoop jy kom reg, gaan doen die lewe jou manier. En wat sê Lukas 15 vers 16 tot 18, toe die jong man tot sy sinne kom. Toe die jong man besef, eintlik was my pa se huis was nog altyd die beste, mees bevrydendste plek waar ek ooit kon gewees het. Ek is gevonnis 6 jaar 6 maande tronkstraf en ek het op die volgende foto het ek ek was by 4 verskillende tronke. Ek wou so 'n bietjie van 'n blogging prison reviews gedoen en ek wou nie prison reviews gedoen het nie. Ek wil vir julle wys eintlik die volgende foto, die doodgewone mens wat God in brandvlei gevangenis gebruik het. Van die mees onwaarskynlikste plek waar jy sou dink God sou werk. Gebruik die Here daai onderwyser, Juffrou Jolanda Freysen-Hugo, wat tot vandag toe met 'n profetiese waagmoed in brandvlei gevangenis werk. Eers met die jong mense gewerk en toe besef sy dit is so uitdagend nie, sy wil upgrade toe, nou werk sy met die maksimum gevangenis, met die gevaarlikste mense. Sy leef met daai ding wat koffie aan en hy het so 'n term gehad wat hy sê, I am a stubborn optimist. Hy sê a stubborn optimist is someone with an inherent belief that it's possible to make a difference in the world, regardless of the chaos, regardless of the circumstances. I will go to my grave believing it's possible to make a difference in the world. En jy gaan nie op 'n beter plek as in die tronk 'n onderwyser kry wat sê ek is 'n stubborn optimist. Sy het met alles in haar geglo, ek is nie baie nie, ek het nie baie nie, maar wie ek is, wat ek is en wat ek het,
plaas ek in die hande van 'n lewende God en ek sal toelaat dat hy met my doen wat hy wil. Toe Habakuk by God gaan kla het, niemand gedink 2026 gaan mense 'n geloofsuitkyk nodig het om sein te bly in die mal wêreld. Mense gaan 'n geloofsuitkyk nodig het om net nie hulle marbles heeltemal te verloor nie. Al wat hy gedoen het is, ek moet namens die mense by God uitkom. Mense kry swaar, mense sukkel, die wet het nie krag nie, daar's geweld, daar's getwis, daar's 'n bekleierery, daar's korrupsie. Ek moet namens die mense by God uitkom. Wat is dit in jou gemeenskap, in jou straat, by jou werk, in jou vriendekringe, wat jy sê, ek moet namens die mense by God uitkom. Ek kan nie anders nie. Dit is wat 'n profetiese verbeelding en profetiese waagmoed in my en jou moet wakker maak. Jy moet nie die mees geleerde persoon is nie. Een Vrydagmiddag toe rand ek iemand aan en hulle stuur my enkelselle toe en daai onderwyser kom maak 'n draai by my by die enkelselle. Iets moes met haar gepraat het. Dis daai hele konsep van Dietrich Bonhoeffer as hy praat van divine interruptions, goddelike onderbreking. As jy so op pad met jou agenda en dan kom God en hy sê vir jou hier so 'n ander taak vir die dag. Is 'n Vrydagmiddag en sy kom besoek my in die enkelsel en sy kyk my 'n stip in die oë en sy sê Iwer, as jy dood gaan, al wat mense van jou gaan sê is jy het jou broer doodgemaak. Jy het sonder 'n pa groot geword, jy's 'n 26 bendelid. Ek wil jou help 'n ander storie skryf. Profetiese verbeelding. Ek wil jou help 'n ander storie skryf. Ek wil vir jou help dink, hoe kan jou lewe lyk as jy nie na jouself kyk deur die lens van alles, die labels wat op jou is nie. En sy doen dit op die mees onwaarskynlikste manier. Sy skryf vir my in vir matriek in 2005 by Brandvlei gevangenis. Jy dra 'n oranje oorpak wat oral op het staan prisoner. Ek weet nie of hulle bang is jy skrik een oggend wakker. En jy sê lekker seker oor waar jy is. En sy sê, ek gaan jou inskryf vir matriek. Tot vandag toe werk sy by die presiese gevangenis, Brandvlei Maximum Tronk. Niemand weet wie sy is nie. Onwaarskynlike dorpie, onwaarskynlike persoon wat net gesê het, Here, as ek net een persoon hierso van die jong laities kan help, dan is dit alles die moeite werd. Ek praat jaarliks by tussen 60 en 80 skole. En die saadjie was geplant deur 'n onwaarskynlike onderwyser in Brandvlei gevangenis. Wat is dit wat jy jouself kan verbeel op 'n profetiese manier? Hoe Suid-Afrika, hoe jou huishulpse, familie, hoe jou gesin, hoe jou skool waar jou kinders betrokke is, waar jou kleinkinders, hoe kan dit lyk? As jy met 'n profetiese verbeelding kyk. Hoor gou wat sê Habakuk in Habakuk 3, sê hy bid die volgende tot God. Hy sê, Here, ek het gehoor wat van u vertel is. En ek is vervul met ontzag vir wat u gedoen het. My gebed is dat u dit tog ook in ons tyd sal doen. Laat u dade ook in ons tyd ervaar word. Ontferm u self in u toorn. Here, ek het gehoor van wat u al gedoen het. Maar ek wil deur my hande, deur my storie, deur wie ek is, wil ek dit ook beleef. Ek wil nie net praat op wat ek gehoor het van u nie en van u dade nie. Die Engelse vertaling sê, Lord, I have heard of your fame, I have heard of your deeds, do them in our day. Doen dit in ons dag ook, Here. Doen dit hier vandag in Suid-Afrika. Ek is vrygelaat volgende op die 7 Desember 2005 is ek vrygelaat en in daai selfde tyd is my jonger boetie saam met my in die presies dieselfde tronk. Hy's 'n 28 bendelid, ek is 'n 26 bendelid en een Sondagoggend toe roep hulle ons na die hoof van die tronk se kantoor toe. Nog 'n onwaarskynlike mens, meneer Streyers. En hy sit my boetie in sy kantoor en hy sê, julle ma is nou net dood.
in 'n hartaanval. Julle moet kies hoe julle paaie vorentoe gaan lyk. Ek sê vir my boetie Piet, ek weet nie wat gaan jy doen as jy uit die tronk uit gaan nie, maar ek beloof jou vandag, die tronk sal my nooit ooit weer sien. Ek het geweet wat ek gaan doen, ek het net geweet, ek sal nooit weer terug tronk toe kom nie. Vandag is ek en meneer Stryer se seun, ons is vriende, hy's 'n pastoor, hy werk by Moraletta Kerk, ook 'n bruin ouetjie soos ek, hy werk by Moraletta Kerk, en ons twee kuier by mekaar se huise. Nooit het hy geweet, ek is bietjie ouer as hy, nooit het hy geweet, dat sy pa se werk eendag sal maak, dat ek en hy saam bedien by kampe in Pretoria nie. Moet nooit die waarskynlikheid dat God mense gebruik van wie die samelewing niks dink, dat hy juis hulle gebruik om in die wêreld 'n massiewe verskil te maak. Maar hier is die groot ding. Baie mense werk vir die resultate. Hulle sit hulle hele bediening op vir die verskil wat hulle gemaak. Die oomblik as jy sê, dis eendag gaan die Here my so groot gebruik, verkeerde baan. Doen dit omdat jy 'n profetiese verbeelding het vir jou gemeenskap of jou werk of die mense om jou. Moet dit nie doen vir resultate nie. Ek het julle gister vertel, volgende foto van Gerrit en Ami Kutse. Daar is Gerrit en Ami Kutse in lewende lywe. Tot vandag toe werk Gerrit en Ami Kutse in Grabouw, in die gaatjie, hulle bly daar. Ek sê al, hoeveel kere het mense al probeer om hulle storie te vertel, om hulle op dokumentêre films te sit, en hulle weier net, want hulle sê, dit is nie hoekom ons in 1993 Grabouw toe getrek het nie. Ons wou net gebruik geword het deur 'n God, wat mense uit die onwaarskynlikste plekke gaan haal, en vir hulle 'n roeping gee. Is my gebed dat die Here vir jou sal so gebruik, dat jy nie anders kan, as om elke oggend te sê, Here, namens daai gesin, is ek weer voor U. Here, namens daai straat, namens daai mense, is ek weer voor U. Ek sal nie ophou voor U voete val, want my verbeelding is profeties. Die dag toe ek uit die tronk uitkom, 7 Desember 2005, toe gaan ek na Gerrit en Ami se huis toe, hulle seun, Gideon Kutse, is tot vandag toe een van my beste vriende. Hy het my kom haal by die paroolkantore, hy het my gevat Spur toe in Gordons Bay, en ek ken by 'n mooi view daar, Spur toe gevat in Gordons Bay, hy het gesê, ek kan enige iets kies op die menu, nou as jy vir 5 jaar pap eet, weet nie wat om te kies op die menu nie. Ek het 'n burger geëet, hulle het gesê, ons gaan na Candace se huis, ons gaan movie kyk, en hulle sit 'n mooi, een van die beste movies vir my aan, The Shawshank Redemption. En hy wou vir my wys, dit kon vinniger gewees het, daar was 'n ander manier om hier uit te kom. Vriende, die dag toe ek tot bekering kom, by Gerrit en Ami se kerk op Grabouw, maar tot vandag toe nog, klein groepie mense, daai kerk, die Here hoor my, het nog nooit, vandat ek hulle ken, het daai kerk nog nooit bo 150 mense gehad in daai kerk nie, nog nooit nie. Maar hulle het getrou gebly aan dit wat God van hulle gevra het. Hulle het 'n profetiese verbeelding gehad vir 'n gemeenskap. En hier staan 'n resultaat van hulle gehoorsaamheid en hulle profetiese verbeelding. Hulle het 'n gebedshuisie gehad, 'n container op die volgende foto, het hulle 'n container gehad wat tot vandag toe staan. 'n Container wat hulle omskep het in 'n 24 uur gebedsaksie. Elke dag het mense daar in daai container gebid. Tot vandag toe bid mense in daai container, want hulle het 'n profetiese verbeelding. En dit is kom die storie van Habakuk. As hy eindig met sy hoofstuk, die hoofstuk is eintlik, hoofstuk 3 is eintlik Habakuk se gebed. Dis die hele hoofstuk is Habakuk se gebed. Stefan Joubert het nou die dag gesê, hy sê per volume, as jy kyk na elkeen van die profete wat bid in hulle boeke, per volume is Habakuk die profeet wat die meeste van al die profete bid. Hy's die profeet wat meer as enige, maak nie saak hoe, of Jesaja nou 66 boeke het, hy bid steeds per volume minder
as Habakuk. En hoor die gebed. Hy sê God kom van Teman af, so hy gee hele verduideliking van hoe die storie van God lyk en hy bid oor God se grootheid en sy hele profetiese verbeelding en nou sê hy volgende in vers 16 sê hy, toe ek al hierdie dinge hoor, wat God vir hom sê, wat gaan hy doen met al die slegte mense, met al die korrupte mense, gaan lees dit self, dit is verskriklik wat God sê, gaan hy doen met die Galdeërs. Julle het gedink, julle kan my mense wegvat, Babylon toe, julle het gedink, julle kan hulle onderdruk, ek het hulle eintlik gestuur, maar dis wat julle lot gaan wees. En nou sê hy, toe ek al hierdie dinge hoor, het ek gesidder. My lippe het gebewe, my hele liggaam het lam geword, my bene het aan die ruk gegaan. Tog sal ek geduldig wag, dat die dag van die oordeel moet kom oor die volk deur wie ons aangeval is. Toe ek al die dinge hoor wat God sê gaan hy doen, toe kan my hart rus en sê, nou Here, doen wat jy moet, nie wat ek, en dan sê hy, al sou die vyeboom nie bot nie, al sou daar geen druiwe in die wingerd wees, al sou die olyfoes misluk, al die lande geen oes lewer nie, al sou die kleinvee in die kampe mee wees nie, die beeskrale sonder beeste staan, nogtans sal ek in die Here jubel. Solank ek 'n profetiese verbeelding het, al sou die vyeboom nie bot nie, ek sal jubel. Al sal niks van my verbeelding in my tyd gebeur nie. My ma is dood voordat ek tot bekering gekom het. Maar sy het 'n profetiese verbeelding gehad dat eendag sal haar kinders die Here ken. Pieter is nog op sy eie reis en God werk met hom op sy manier, maar ek glo, iewers sal Pieter, hy sal antwoord op God se roepstem. Ek wil vir julle afsluit met 'n foto van toe ek baie stupid was. Ek wou 'n meisie beïndruk het. Toe duik ek in 'n vlak swembad en ek breek my nek. Dit het gebeur, sy is nou amper 11 jaar my vrou, maar ek sê vir jong mense, moet dit nie by die huis probeer nie. Dit gaan nie weg vir almal nie. Ek het in 'n boonste foto ek in 'n hospitaal gelê in Parel. En vir 6 weke op my rug, 24 ure 'n dag, kan nie beweeg nie. En 'n dokter kom na my toe en ek kyk na daai ekstrale. En die Here hoor my vanaand. Die volgende slide, sy presiese woorde aan my was, there must be something that you still have to do in this life. Met ander woorde, jy is nie net sommer gemaak en laat staan nie. Elkeen van ons hier, maak nie saak hoe die samelewing, wat sê die samelewing vir ons, hoorie, tot op 18 beteken jy niks, jy het nie kennis nie, jy het nie ondervinding nie, en dan gaan doen jy ondervinding op in die universiteit, en dan gaan al jou kreatiwiteit dood in die universiteit, en dan moet jy nog gaan leer om te werk, en dan vir 40 jaar kan jy iets beteken vir die samelewing, en as jy 65 word, beteken jy weer niks vir die samelewing nie. Dit is een van die grootste leuns wat hulle ons laat glo, is dat al die kennis, al die ondervinding wat jy opgebou het, is nie meer bruikbaar nie. In die koninkryk van God sal jy altyd bruikbaar wees. En miskien moet jy in die fase wat jy nou is, net vir die Here weer sê, what is the thing that I need to figure out, wat ek moet doen, met dit wat U vir my gegee het. Ek het eventually opgeëindig by die beste universiteit in die hele wêreld, Universiteit van Pretoria. Daar is 'n hemel en sy hekke mag oop daar by Tuks, dis wat ons glo. As jy eendag in die hemel wil, as jy al jou sonde wil sidestep, en Petrus vra vir jou, op grond van wat moet ek jou inlaat? Jy sê net Tuks of niks. Dan is jy binne. Dan is jy binne. Ek wil vir julle afsluit met die 2 papiere. Die een papier is prentjie wat ek daar by Tuks gekry het, dit getuig van 'n lewe wat verander is, getuig dat doodgewone mense, Gerrit en Ami Kutse, Gideon Kutse, Juffrou Vreys en Hugo, vriende, dat mense deel vorm van wat die Here gedoen het. Die papier hang aan my huis, en as mense kom en sê, die jong hou vir hom so lekker, as ek weet, jy gaan werk vir die papier. Nee, shut up. Maar ek wil vir julle wys 'n ander papier. Hier is 'n afskrif van my kriminele rekord.
Hy hang nie in my huis nie. My vrou sê ek maak dit weird vir die gaste, so moenie die dinge nie. Moenie nie. Niemand by badkamer toe gaan of die yskas oopmaak nie. Vriende, jou hele lewe en roeping en elke dag, dit wat jy het, wat jy in die Here se hande plaas, het die potensiaal om 'n persoon, nou wat ook al iets van dit verteenwoordig en wat ook al iets van dit verteenwoordig, alles van jou groet, jou dankie sê, jou in die oë kyk, jou hoe gaan dit, jou hand op die skouer, daar's nie 'n aksie van jou wat nie die potensiaal het om iemand se lewe aan te raak vir goed of vir sleg nie. Daar's nie 'n aksie van jou wat nie die potensiaal het vir iemand anders om te sê, die Here my God gee vir my krag, hy maak my voete soos die van 'n ribbok, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Van die onwaarskynlikste stories en mense en profete, besluit God, daar's 'n persoon in daai gemeente in Johannesburg, wat met dankbaarheid leef, wat met 'n profetiese verbeelding leef, vir wie ek gaan gebruik om die wêreld 'n mooier plek te maak. En mag jy hier uitstap en môre werk toe gaan, of met jou werksaamhede betrokke wees met 'n profetiese verbeelding vir wat kan gebeur as jy net dit wat jy het vir God gee. Kom ek bid vir ons en dan gaan ons slotlied sing. Here God, U was, U is en U sal altyd wees. Heilig is U naam. Dankie Here dat U deur die eeue, van die begin af het U besluit om binne in mense te woon, om U woonplek in die mens te maak. Die gemeente is 'n deel daarvan. En is my gebed dat hulle nooit sal ophou met 'n profetiese verbeelding leef vir wat kan God doen wanneer ek dit wat ek het en is in sy hande plaas. Wanneer ons ook nou gaan sing oor die drie enige God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees, wil ek kom bid, Here, dat U ons harte sal aanraak om te lewe met die waagmoed as doodgewone mense wat U wil dien in die deel van die wêreld. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Kom ons staan weer en dan sing ons saam en dan gaan ons nou lekker sop eet. Ontvang die seën van die Heilige God wat jou ken, wat jou vashou, wat jou omring, nog lank voordat jy geweet het wie jy is en waartoe jy op pad is. Die genade van ons Here Jesus Christus wat in ons plek vir ons sonde gesterf het,
Die liefde van God ons Vader wat ons huis toe nooi ongeag hoe ver ons al verdwaal het. En die vriendskap van die Heilige Gees wat vir ons 'n profetiese verbeelding gee, is en bly met ons. En almal wat dit glo,